Julle kan dan so doen asseblief vanoggend vir my oopmaak by Hebreërs 2 vers 16 tot 18. Hebreërs 2 vers 16 tot 18. Dis net so 3 versies, asseblief. Kom ons sluit net die oop en dan nader ons die Here. Vader, hier waar ons nou as die kinders by mekaar kom, Vader, kan ons nie anderster as om U naam te prys en te verheerlik nie. Vader, soos wat ons in die natuur daar buite kyk, kan ons ook nie anders as om U hand in dit raak te sien nie. Dat U Seun werklik nou in beheer is van alles, alle dinge deur die krag van sy woord in stand hou. Maar Vader, vanoggend bid ek spesifiek, liewe Heer, Vader, mag U Gees ons harte oop en ontvanklik maak, waar ons gaan gesels oor U Seun Jesus Christus, maar ook sy menslikheid. Vader, mag U vir ons 'n dieper betekenis verleen en ook openbaar van wie Jesus werklik was en ook is, sodat ons in ons eie redding kan groei, maar ook die kruis op 'n dieper vernuwe manier sal raak sien. En Vader, sodoende bid ek ook vanoggend, Vader, mag elke persoon wat hier is, op hulle vlak U woord verstaan. Mag U Gees die waarhede vasmaak en elke een van ons herskep en verander. En dan bid ek net ook sodoende, liewe Heer, vanoggend vir die Sondagskool wat ook aan is. Vader, mag U ook die onderwyser daar seën, maar mag U ook in die kindertjies se harte werk, dat hulle ook 'n ontmoeting met U sal hê en van kleins af U Seun sal ken as die sleutel en U kinders ook sal wees. Vader, ek vra al hierdie dinge in U heilige naam. Amen. So ek lees vanoggend weer eens uit die 33 tot die 53 vertaling. Is daar nie Sondagskool nie? Ai, sorry julle. Ek sien nou net die kindertjies sit hier voor. Sorry. Maar my gebed is dan mag hulle verstaan wat vanoggend in die preek aangaan. Sorry, julle sien ek is so oplettend op ons WhatsApp groepies nie. Skoolvakansie. Okay, dankie Robbie. Ek het ook nog die kinders nie, so ek weet ook nie tot wanneer skoolvakansie is. Maar ek lees vanoggend weer eens uit die 33 tot die 53 vertaling. En vers 16 sê vir ons: want waarlik, hy bekommer hom nie oor die engele nie, maar oor die geslag van Abraham bekommer hy hom. Daarom moes hy in alle opsigte aan sy broeders gelyk word, sodat hy 'n barmhartige en getroue hoëpriester kon wees in die dinge wat in betrekking tot God staan, om die sondes van die volk te versoen. Want deurdat hy self onder versoeking gelei het, kan hy die help wat versoek word. Net tot sover, asseblief. En soos wat julle weet, is ons tans besig met die reeks wat handel oor wie is Jesus werklik. En ons het nou al so 2 sondae terug bietjie gekyk na Jesus se ewigheid, maar ook dat hy van die begin af by die Vader was en die Gees ook van die begin af by die Vader was, maar dat God in die Nuwe Testament aan ons openbaar dat hy nie self net geskep het nie, maar hy deur sy Seun alles geskep en tot sy Seun alles geskep. En toe het ons ook so 'n bietjie gesels en gesê die rede hiervoor is, want in Genesis lees ons dat God gespreek het en deur hy wat spreek was die dinge geskep. En natuurlik het hy sy woorde gebruik en omrede Christus die woord van God is, het God deur sy Seun alles geskep. En toe het ons ook bietjie vasgehaak en gesê dat Christus tans die erfgenaam van alle dinge is, omrede alles van die begin af deur hom en tot hom geskep is. En dit het ons ook so 'n bietjie gesels om te sê, is baie interessant dat elke een van ons, elke persoon wat al ooit op hierdie aarde was ook deur Christus geskep. Maar dis hoekom ons glo aan wedergeboorte, en dit is as ons weer in hom geskep is, sodat ons nou werklik een moet met hom kan wees, en ook sodoende tot in alle ewigheid. En toe het ons net so 'n vlugtelike waarheid ook aangeraak, dat Christus deur die krag van sy woord alle dinge in stand hou, verwysend dat hy nou alle mag en krag het, bo alle dinge,
bo die hemele en die aarde, en dat hy eendag hierdie mag en krag sal teruggee aan sy Vader, wanneer hy die laaste vyand verslaan en in die hel gooi, en die woord sê vir ons, dis die dood homself. En dan gee hy die tome van die wêreld en van die hemele terug aan sy Vader, en sodoende gaan sy Vader in die nuwe hemel en die nuwe op die nuwe aarde heers oor alle dinge. Maar vanoggend gaan ons 'n bietjie aanbeweeg en ons gaan 'n bietjie fokus op Jesus se menslikheid. En ek dink ons gaan baie eenvoudige en verstaanbare dinge aanraak, maar ek dink nie ons verstaan altyd teen volle hoekom was dit belangrik dat Jesus werklik mens moes gewees het nie, en ook baie keer distansieer ons onsself van Christus in 'n sekere aspek as ons bid of as ons aan hom dink om te sê, maar Jesus kon daai dinge doen want hy was God. En ek glo elke een van julle wat hierso sit, stem saam met hom, saam met my. Maar vanoggend wil ek werklik daarop fokus dat Christus in alle aspekte gelyk geword het aan sy broers, en dat hy teen volle mens was en teen volle God. En julle gaan sien hierdie waarhede gaan ook sy kruisdood, sy lewe hier op aarde, maar ook nou ons gebede beïnvloed om te besef Christus verstaan werklik hoe ons voel, want hy was werklik mens ook. So as ons vanoggend na ons hoofteks gedeelte kyk, wil ek net so weer so bietjie die konteks vir julle verduidelik van Hebreërs. Nou die skrywer van Hebreërs het die boek geskryf hoofsaaklik aan die Jode, en spesifiek in hoofstuk 2 verwys die skrywer dat Christus hoër en meer is as alle engele. En die rede hiervoor is omrede die Jode soveel klem op engele geplaas het, soveel waarde. Want in die Ou Testament, soos wat ons gesê het, al het God altyd sy engele gestuur om sy volk te red. Partykeer het hy 'n engel gestuur om die vyande van die Israeliete te verslaan, en tot die engel van die dood het hy gestuur om in Egipte al die eerste geborenes ook dood te maak, en van die vee ook. En dis hoekom ek dink baie van die Jode het miskien gedink, en ook miskien van die Grieke en die Romeine, miskien was Jesus net 'n engel wat verhef is bo alle engele. Maar die skrywer maak dit duidelik, Christus was nie 'n engel nie, hy was nog altyd God self en nog altyd God se seun. En dit bring ons dan by vers 16 van ons hoofteksgedeelte wat sê, want waarlik, hy bekommer hom nie oor die engele nie, maar oor die geslag van Abraham bekommer hy hom. Nou ek weet nie van julle nie, maar as 'n mens so na die Ou Testament kyk en mens dink aan engele, dan dink mens altyd 'n engelse posisie is soveel hoër en meer as ons in. Ek weet nie van julle nie, maar mens voel partykeer so, né? En natuurlik is 'n engel baie groter en sterker as wat ons is. Maar besef ons, Christus het gekom alleenlik vir die mensdom. Hy het nie gekom om die sondes van die engele te vergewe nie. Daar's geen vergifnis vir hulle nie. Geen vergifnis vir die duiwel en ook 'n derde van die engele wat saam met hom aarde toe geval het nie. En dis hoekom hy bekommer homself nie oor die engele nie, maar oor die geslag van Abraham. Nou dit bring ons by die vraag, as Christus homself net bekommer oor die geslag van Abraham, nou beteken dit dat Jesus homself net bekommer oor die Jode? Want tog Abraham was die vader, as ons dit so kan stel, amper van die Jode, die voorvader, en die geslag beteken sy bloedlyn wat afloop, soos 'n piramide. En elke Jood wat jy vandag kry in bloed, is dan natuurlik sy nageslag. Of is daar 'n dieper betekenis vir ons as nie Jode, maar as weergebore gelowiges? En ek dink ons kry die antwoord in Galasiërs 3 vers 7, wat in eenvoud vir ons sê, julle verstaan dan dat die wat uit die geloof is, hulle is kinders van Abraham. Nou wat dit eintlik hier vir ons sê is dat elke een van ons wat hier is vanoggend, wat geloof het, wat verwys na jy het tot redding gekom, jy is weergebore. Abraham is jou geestelike voorouder. En dit klink nogals vreemd. Maar die rede hiervoor is sodat die beloftes wat God aan Abraham gemaak het waar kon word.
Nou dink gou 'n bietjie by julleself, as ons kyk na die Jode en die Israeliete, vind ons in die Ou Testament maar meeste van die tyd dat hulle altyd die kleiner volk omtrent was teenoor die volke wat rondom hulle gewoon het. Hulle het altyd 'n kleiner weermag gehad, hulle het altyd minder mans gehad en sodoende was hulle nog nooit 'n nasie wat oor die hele wêreld gestrek het werklik nie. Ja, hulle het op 'n stadium reg oor die wêreld gebly, maar tot in die Tweede Wêreldoorlog was hulle amper uitgewis, waar miljoene van hulle vervolg was, voordat het die kerk hulle vervolg, deur die crusades wat hulle gehou het, die Rooms-Katolieke, waar hulle ook die Jode doodgemaak het. En sodoende kan ons eintlik getuig om te sê, daar was nog nooit genoeg Jode op hierdie planeet, dat hulle soveel soos die sand van die see sal wees, en soveel soos die sterre in die hemel nie. Stem julle saam met my? Hoeveel sand is by die see? Oom Rolf, het oom dit al getel? Oom is nou al baie jare op hierdie aarde. hoeveel sand is daar by die see, oom? Ontelbaar. Maar ek hoor ontelbaar beteken ook verskillend, iets verskillends vir elke persoon, want dit hang af tot hoeveel jy kan tel. Nee? En van daar af is dit ontelbaar. Okay. So party miskien vir MJ hiervoor. MJ, tot hoeveel kan jy tel? 1000. So 1001 is ontelbaar. Okay. Maar wat eintlik so mooi is dat elke liewe weergebore gelowige vir die laaste 2000 jaar ook onder hierdie val. Want Abraham is die geestelike voorouder, is die vader van tot die wat die geloof het. En Romeine 4 vers 11 tot 16 verduidelik eintlik hierdie vir ons baie mooi. 11 en 16, sorry. Vers 11 sê, en luister mooi, en hy het die teken van die besnydenis ontvang as 'n seël van die geregtigheid van die geloof, toe hy nog nie besny was nie, dat hy, die vader, Abraham, die vader sou wees van almal wat glo terwyl hulle onbesnede is, sodat ook aan hulle die geregtigheid toegereken sou word. So julle stem saam, my geen man wat hier is vanoggend, hopelik het met Robbie of met Willem gepraat en toe moes hulle eers besny word voordat hulle gedoop kon geword het of lidmate geword het nie. As dit so is, ek dink hou dit liewerster vir jouself en ons sal na die tyd daaroor gesels. Maar nie een van ons hoef besny te word nie. Geloof in Christus Jesus is die sleutel tot die ewige. Maar dan gaan vers 16 aan en hoor wat sê hulle, baie mooi, in Romeine 4. Daarom is dit uit die geloof, sodat dit volgens genade kan wees en die belofte kan vasstaan vir die hele nageslag. Nou hoor wie's die hele nageslag? Nie alleen vir die wat uit die wet is nie, verwysend na die Jode, maar ook vir die wat uit geloof van Abraham is, die vader van ons almal. So julle sien, hulle bring mooi die Ou Testament en die Nuwe Testament saam. En eintlik wat vir my so bemoedigend is van hierdie gedeeltes, vir ons as moderne Nuwe Testamentiese gelowiges, is dat ons nie die Ou Testament kan afwater en sê ons gaan dit nie lees nie. Want die beloftes wat daar is vir die nageslag, eerstens Christus is die deel van die belofte dat die nageslag 'n seëning vir die res van die wêreld gaan wees. Maar is ons nie tog ook wat die evangelie verkondig, Jesus verkondig ook 'n seëning vir die res van die wêreld nie? En ek hoop julle sien hoe die skrywer ons bind aan die Ou Testament en die Nuwe Testament. En dit bring ons dan by vers 17 wat eintlik ons hoofteksgedeelte of vers is vir vanoggend. Wat sê, daarom moes hy in alle opsigte aan sy broeders gelyk word, sodat hy 'n barmhartige en getroue hoëpriester kon wees in die dinge wat in betrekking tot God staan, om sondes van die volk te versoen. So vers 17 sê vir ons dat Jesus aan elke aspek, in elke opsig gelyk moes word aan die mens. Stem julle saam met my? Maar nou is my vraag vanoggend voordat ons aanbeweeg, maar hoekom as jy van Jesus lees in die Nuwe Testament waar hy iets gedoen het, iets gesê het, of miskien net nie gesondig het nie, hoekom dink ons altyd
dit is omrede hy Jesus is. Behalwe nou die sondigheid, want hy is nie in sonde gebore nie, maar hoekom sien ons vir Jesus amper nie as onhaalbaar om sy voorbeeld te volg nie, maar net om hom te volg is amper onhaalbaar. Ek weet nie of julle saam my stem nie. Partykeer plaas ons sy menslikheid amper in sy goddelikheid, maar maak die gedeelte dit nie duidelik dat hy in elke opsig gelyk was aan ons nie. Nou om hierdie bietjie dieper en beter te verstaan, het ek so 'n paar punte neergepen in aspekte waar die woord praat waar Jesus gelyk was soos ons. 'n Paar feite. Jesus was eerstens gebore op dieselfde manier soos elke een van ons. Matteus 1 vers 18 tot 25. Jesus het dors geword soos elke een van ons, en ons lees van dit by Jakob se fontein in Johannes 4 vers 5 tot 15. Jesus het moeg geword soos elke een van ons, Markus 6 vers 31. Nou dink gou voordat ons net aanbeweeg, dink jy nie ook partykeer sonder om dit te erken, as jy dink aan Jesus en wat hy gedoen het, en die voorbeeld wat hy gestel het, dat as hy honger geword het, dan dink jy partykeer, hy is mos God, hy kon maar net 'n burger in sy maag getoer het op 'n ligte noot, of as hy moeg was, hy kon net sy energie vernuwe het, en hy hoef nie te geslaap het, of as daar nou 'n bed was wat miskien op die grond was, en dit was ongemaklik, dink ons, hy het elke aand 'n goeie nagrus gekry, en ons besef nie, hoorie, maar hy het ook ongemak ervaar. Hy het ook as daar 'n klippie in sy sy druk, het dit hom gepla. Hy het ook as hy sy toon gestamp het, gebloei. Hy het ook as hy nie geëet het nie, gevoel of hy nie energie het nie. En so gaan ons aan, maar een van die mooiste punte vir my is, Jesus het gebid soos elke een van ons. Christus is self God, maar hy het, omrede hy teen volle mens was, gebid tot sy Vader. Het ons al daaraan gedink, die dieptheid, dat hy werklik mens was, en dis hoekom hy moes gebid het, om met sy Vader te praat. 'n Voorbeeld hiervan is Lukas 22 vers 32 tot 38. Jesus was hartseer en het gehuil, toe Lazarus gesterf het. Johannes 11 vers 35. Soos elke een van ons huil en hartseer is, as 'n geliefde hierdie tydelike wêreld ook verlaat, is dit nie waar nie? Huil iemand as hy nie hartseer is nie? Huil iemand as hy nie emosies het nie? Nee, Jesus het emosies gehad. Hy het liefde gehad in sy hart, vir sy broers, vir sy vriende, en ons kan sê, vir die hele wêreld. Punt 6, Jesus het pyn gevoel. Jesaja 53 vers 3 tot 5 praat eintlik oor Jesus se kruisigingstydperk, en hulle praat van dat hy dit ervaar het. Dis nie net hy was geslaan en hy kon al daai sweepslae gevat het omrede hy Christus is nie. Hy kon aan die kruis gehang het en nie woede en haat in sy hart gehad het omrede hy net God was nie. Hy het dit in sy menslikheid ervaar. Punt 7, Jesus het gelei in die wêreld nog voordat hy gekruisig was ook, soos wat elke een van ons lei in hierdie wêreld. En inteendeel het hy meer gelei. Matteus 27 vers 45 tot 50. En mooi ook, Jesus was gedoop soos elke een van ons. Jesus het kwaad geword soos elke een van ons, maar net op die regverdige manier. Die dag by die tempel, en ons sien dit sodoende in Matteus 21. Jesus het alleen gevoel aan die kruis, toe hy gekruisig was, omrede hy die wêreld se sonde op hom geneem het. Hy sê dan, Vader, Vader, waarom het U my verlaat? Hoeveel van julle het al alleen gevoel, tot in jou huwelik? Alleen gevoel tussen familie en vriende? Alleen gevoel in die kerk? Jesus weet hoe dit voel. Jesus was verraai en gespot en bespot deur die mense wat eintlik vir hom lief moes gewees het en waarvoor hy lief was. Hoeveel van ons was al verraai deur familie, deur vriende? Het jy nie die seerste al gekry deur die mense waarvoor jy die liefste is, jou seermaak nie? Is dit nie waar nie? Die diepste steek in die hart is van dies wat die naaste is. Jesus weet hoe dit voel, Matteus 27.
Jesus was bang, en hierdie klink nou vreemd. Jesus was bang in die tyd van, of in die tuin van Getsemane, vir dit wat vir hom voorlê, tot die punt toe dat hy bloed gesweet het. Nou kan julle vir my miskien sê, Jesus was nie bang nie. Luister na Matteus 26, vers 38 tot 39. Toe sê hy vir hulle, dis Jesus sê vir sy disippels, my siel is diep bedroef tot die dood toe, bly hier en waak saam met my. Wat beteken dit as hy sê, my siel is diep bedroef tot die dood toe? Hy's hartseer, maar nie net hartseer nie, hy's bang. Want hy was mens, kan ons nie sê, hy kan nie teen volle in elke aspek mens wees en nooit vrees gehad het nie. Maar nie vrees wat gemaak het dat hy onregverdig optree nie, maar om vir ons te wys dat al het ons vrees, kan ons nog steeds die wil van die Vader doen. Maar nog meer sê dit vir ons, en hy het 'n bietjie verder gegaan en op sy aangesig geval en gebid. Mense het gestap Christus in sy menslikheid, en in hierdie diep bedroefdheid wat hy ervaar tot die dood toe, val hy op sy aangesig neer, op sy gesig, en hy bid tot sy Vader, en hoor sy gebed, hoor die menslikheid ook in dit. My Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker my verbygaan, nogtans nie soos ek wil nie, maar soos U wil. Wys vir ons dat Jesus 'n menslike wil ook gehad het. Anders was hy nie gelyk aan ons in elke aspek nie. Maar Jesus het oor en oor in die Nuwe Testament vir ons gewys hoe om jou menslike wil in lyn te plaas met God se wil. Is dit nie waar nie? Dis hoekom hy sê in vrees, as dit moontlik is, Vader, as hierdie my kan verbygaan en ons kan op 'n ander manier hierdie dinge bewerk, maar nogtans nie my wil nie, maar U wil. En nou kan ons ook sê, maar Christus in sy goddelikheid het geweet, hy sou aan die kruis sterf, en ja, dis 'n waarheid, maar tog was hy teen volle mens ook hier op aarde. Punt 13, Jesus het die dood ervaar soos elke een van ons ook die dood sal ervaar. Matteus 27. Nou wat vir my baie belangrik is om na Jesus in die evangelies te kyk as Jesus wat teen volle mens is. Hy was teen volle God ook natuurlik, maar nêrens in die Nuwe Testament lees ons raak dat Jesus sy goddelikheid gebruik het om sy menslikheid te versterk nie. Want dan was hy nie 'n ware verteenwoordiger van die mens nie. En ek hoop soos wat ons na hierdie punte verwys, sien julle 'n dieper betekenis van Christus raak, sy ware lyding raak. En net, ek weet ek het dit al baie genoem en ek noem dit net weer. Ander gedeeltes praat oor hoe Jesus bloed gesweet het. En julle weet, dis menslik, dit is moontlik, maar net vir Christus. Dit sê vir ons, soos wat julle weet, as jy trauma in jou lewe ervaar, kom sê jy's in 'n kar-ongeluk en jy breek jou 2 bene. Nee, Darion is 'n baie goeie voorbeeld van iemand wat weet hoe dit voel om elke paar maande ietsie te breek. Maar Darion, tot jy kan nie presies onthou daai pyn gevoel toe jy van daai motorfiets afgeval het, né? En dit is nie omdat ons dom is of iets nie, dis die Here is genadig aan ons, want dink as jy elke pynlike ding kon oor en oor ervaar het in jou eie denke. Dink wat 'n nagmerries jy sou gehad het. So God seën ons in daai aspek om nie die ability, soos die Engels sal sê, te hê om elke liewe pyn te ervaar, presies soos wat dit aan ons gegee of uitgedeel was in die verlede nie. Maar omrede Jesus teen volle God ook was, kon hy homself laat indink in sy goddelikheid hoe dit gaan wees. Hy het presies geweet elke hou waar dit hom gaan tref, hoe dit gaan voel. En dan sê die slim mense in die mediese wêreld dat as jy so angstig en angsbevange en vrees het, dan wat gebeur as jy begin sweet? Dis ons sweet ook as ons stres, né? Ons sweet. Maar dan as jy, wat geen mens kan doen nie, maar net Christus, as dit nog verder gaan oor daai limiter wat Christus nie gehad het nie, dan bars die bloedselletjie in die sweetleer, en dan sweet jy bloed. Mense besef ons dit waardeur Christus moes gegaan het. Al was Petrus ook gekruisig, Petrus kon nie vir homself indink hoe dit gaan wees nie.
Christus kon. En weet julle hoeveel dieptyd dra daai woorde dan? Vader, nogtans nie my wil nie, maar U wil. Nadat hy geweet het wat gaan gebeur, presies. Maar dan kan ons sê, maar wat maak Christus anderster as ons? Die enigste ding wat ons geskei word op, as ons dit puntsgewys moes neerpen, is dat hy sonder sonde gebore was, maar ook dat hy nooit sonde gedoen het nie. Maar weer eens kan ons nou kom en sê, maar dit beteken, dis hoekom Jesus al daai dinge kon gedoen het, dis hoekom hy kon gehoorsaam gewees het, want hy het nie sonde gehad nie, en hy kon nie sonde doen nie. Maar inteendeel dink ek, om daai stelling te maak dat hy nie kon nie, verloor ons ook dieptyd. Want kan iemand versoek word, kan ons 'n rekenaar versoek, wat daar agter is per hobby, om 'n PlayStation game te speel? Miskien gaan almal dit nie verstaan nie. Kom ek gebruik 'n ander voorbeeld. Kan ons daai rekenaar daar agter versoek, om bene te groei en daar uit te stap? Nee, ons kan nie, want hy kan nie. Nee? Mens kan net versoek word, as wat? As mens versoek kan word. En hierdie klink nou baie vreemd, maar hoor wat sê Matteus 4 vers 1 tot 3 vir ons. Toe is Jesus deur die Gees weggelei die woestyn in, om versoek te word deur die duiwel. En nadat hy 40 dae en 40 nagte gevas het, het hy naderhand honger geword. En die versoeker het na hom gekom. Wat sê dit vir ons? Sê dit vir ons dat Jesus net vir ons 'n voorbeeld stel om die vlees swak te maak, sodat die Gees kan sterk wees in tye van versoeking? Of doen hy dit ook omrede hy mens is? Doen hy dit ook omrede hy in elke aspek gelyk is aan ons, nie dat hy sonde het nie, maar tot Adam en Eva wat geskep was sonder sonde kon versoek geword het. En ons sien dat hulle die toets nie deurgekom het nie, want ons almal word in sonde gebore. Is dit nie waar nie? Elke een van ons kom in hierdie wêreld in met sonde. Maar Jesus wys nie net vir ons nie, hy maak sy vlees swakker, sodat sy gees kan sterker wees. En dan hoor wat sê vers 18 van ons hoofteksgedeelte, want deurdat hy self onder versoeking gelei het. Wat beteken om te lei onder versoeking? Dit het 'n impak. Dit is nie net maklik nie, dit het nie net van selfsprekend gekom nie. Want as Jesus soos 'n robot geprogrammeerd was, net om niks verkeerd te doen nie, het hy nie werklik gelei nie. Was hy nie werklik mens nie. En ek weet vanoggend kan dit baie vreemd klink, maar as die nie 'n waarheid in realiteit was nie, beteken dit die stelling wat sê in elke opsig gelyk word aan sy broers, sou ook dan nie waar gewees het nie. Vers 17 van ons hoofteksgedeelte beweeg dan aan, en ek gaan dit nou weer vir julle lees, maar ons moet eintlik dan vir onsself die vraag vra, hoekom moes Jesus gebore geword het, opgegroei het totdat hy 30 omtrent was, gekruisig was? Hoekom kon hy nie net as mens aarde toe gekom het en aan die kruis gesterf het vir ons, die dood oorwin het, uit die dood uit opgestaan het en opgevaar het hemel toe nie? Hoekom moes hy gebore geword het? Hoekom moes hy van die begin af die pad gestap het, waar elke mens se pad begin? En vers 17 gee vir ons die antwoord, en dit sê, daarom moes hy in alle opsigte aan sy broeders gelyk word, sodat hy 'n barmhartige en getroue hoëpriester kon wees, in die dinge wat in betrekking tot God staan, om die sondes van die volk te versoen. So wat's die antwoord? Sodat hy ons hoëpriester kon word. Nou die term hoëpriester is 'n Ou Testamentiese term, en ek gaan nie vanoggend na Bybelse verwysings verwys nie, ek gaan net so 'n paar punte noem oor wat 'n hoëpriester is, en ook wat se rol het hulle gespeel. Nou in die Ou Testament was daar altyd een hoëpriester, nê, op 'n tyd. So daar kan nie twee wees hier, daar's een, en hierdie hoëpriester was die hoof en die leier van die geloof in die Ou Testament van die volk. Nou ook baie belangrik om te besef is, omrede Israel, of die Israeliete, die Jode, die enigste geloof is op aarde wat 'n bloedlyn het. Onthou, Christene het nie 'n bloedlyn nie, Moslems het nie 'n bloedlyn nie, Boeddhiste het nie,
Net die Israeliete, die Jode, was 'n ras met 'n geloof. En omrede hy die hoof van die geloof was hy 10-10-1 gewoonlik ook die hoof van die volk. En baie in die Ou Testament vind ons dit dat tot konings priesters was en hoofde van die geloof was. Nie net 'n koning van die volk nie, maar ook 'n voorloper en leier van die volk in die geloof. En sodoende was die hoofpriester ook die middelaar tussen God en sy volk. En wat dit beteken is, kom ons sê, ons maak daai deur daar agter toe, julle almal sit die kant en ek staan daar in die veldjie. Dan vra julle vir Tian om deur 'n gaatjie by die deur te loer en te hoor wat ek vir julle skree, dan is hy die middelaar tussen my en julle. Net hy kan hoor wat ek sê en ook sodoende kan ek net hoor wat julle sê deur Tian. Dis almal met my. So Jesus is nie net Jesus nie, maar die hoofpriester daai tyd was die middelaar tussen God en die volk en een van sy grootste rolle was nie net om die volk te lei in die woord nie, maar ook om gewoonlik die offers te lei en veral die sondeoffer wat een keer 'n jaar gebeur het vir die volk. Maar hulle was ook oor alle ander priesters en verantwoordelik vir alle geestelike dinge. Hulle was ook die enigste persoon, en hierdie is belangrik, wat in die heiligste van die heiligste kon ingaan. So dit beteken in God se teenwoordigheid. So die tempel was 'n groot gebou met klomp kamertjies wat al hoe kleiner raak. En daar was 'n gordyn ook gewees. Maar in die middelpunt van die tempel was die kleinste kamertjie wat die heiligste van heiligste was. En in daai kamer was die 10 gebooie in die ark. En in die Ou Testament was God se teenwoordigheid daar. En wat dit beteken is, as ons vanoggend nie weergebore was nie, en ons kom in God se teenwoordigheid, sou ons dood neergeslaan het. Want God se teenwoordigheid kan nie sondigheid of onegtheid ervaar nie. Oor en oor in die Ou Testament sien ons hierdie waarheid waar mense sterf as hulle in God se teenwoordigheid kom. En dis hoekom hulle 'n tou om die hoofpriester se voet vasgemaak, sodat wanneer hy nie die rituele gevolg het wat hy moes nie, en hy daar ingaan en dood neergeslaan, dat hulle hom kon uittrek. Nie anderste, elke ou wat hom probeer red of uithaal, gaan ook sterf. En sodoende, ek dink ook een van die belangrikste punte was, dat die hoofpriester die wil van God geïnterpreteer het vir die volk. Nou hierdie is presies wat Jesus geword het. Maar dink julle Jesus kon dit geword het as hy nie elke aspek van menswees ervaar het self nie? Nee, hy kon nie. En dis hoekom Jesus het in elke aspek gelyk geword aan ons, sodat hy nou waar's Jesus tans? In die hemel. Die Gees is hier in ons harte, Christus se Gees, God se Gees, maar Christus is tans in die teenwoordigheid van God, soos die hoofpriester in die Ou Testament in die teenwoordigheid van God gestaan het. Christus is tans die een wat die middelaar is tussen ons en God. Hy is die hoeksteen, die hoof van die kerk. Hy is die hoof van die priesterdom. En wie is die priesterdom? Kan iemand vir my vanoggend sê, wie is priesters? Almal. Elke een van julle wat hier sit vanoggend is behoort om 'n heilige priester te wees van God. Is dit nie waar nie? Dink julle ons skiet kort aan daai titel? Ek dink ons sal altyd. Maar tog kan ons verbeter deur die Gees se leiding en gehoorsaamheid om werklik soos priesters van God op te tree. Maar dan ook natuurlik, Christus hoef nie jaarliks 'n nuwe offer te maak vir ons sondes nie. Hy het 'n ewige offer aan die kruis gemaak. En dis hoekom vers 17 sê, daarom moes hy in alle opsigte aan sy broers gelyk word, sodat hy 'n barmhartige, getroue hoëpriester kon wees in die dinge wat in betrekking tot God staan, om die sondes van die volk te versoen. Nou een punt wat ek vanoggend graag met julle wil deel is dat 2000 jaar terug het Christus gesterf vir jou en vir my, almal glo dit. Maar ek hoop julle besef vanoggend ook dat Christus nie net gesterf het vir die sonde wat jy al gedoen het nie, maar ook gesterf het vir jou vir die sonde wat jy nog gaan doen. Al wat ons doen is, dit klink nou vreemd, is ons erken dit soos wat ons wandel saam met God, deur die Gees wat ons aankla,
Ons vra vir vergifnis, maar eintlik was dit bewerkstellig 2000 jaar terug. En wat vir my baie bemoedigend in dit is, beteken dat niks my tans kan skei van die liefde van die Vader nie. Niks. Maar dan kan ons ook nie terugsit, en ek dink baie keer daar's 'n fyn lyn en jy kry mense aan die kant, en mense aan die kant. Mense wat amper hulle self te veel straf omrede hulle sondig is, dan kry mense die kant wat amper Christus aan die kruis afwater deur te sê, maak nie saak wat ek doen nie, hy gaan my vergewe. Stem julle saam met my? En ek dink geestelike groei is om van daai twee uiterste na die middel toe te beweeg, om te sê, wie is ek om myself nie te vergewe nie? Beteken dit nie dat ek nie Christus se vergifnis goed genoeg verstaan nie? Tweedens, moet ek nie begin verander as jy aan die kant is? En moet ek nie begin vrug dra as ek regtig getuig dat ek 'n broer van Christus is nie? As Christus werklik vir my gekruisig was en my vrygemaak het van my sondes, elke ketting gebreek het, as ek werklik 'n nuwe natuur, 'n nuwe mens is met 'n nuwe hoop, wat 'n ewigheidswaarde dra in my eie siel deur die Gees wat in my woon, is ek nie behoort om ten minste net anderster te praat nie. Nie meer die woorde te gebruik wat wêrelds is nie. Nie meer deel te neem aan wêreldse dinge nie. Want die woord sê vir ons in eenvoud, behalwe dat ons gees sal getuig van hulle gees, sê dit vir ons, hoe weet jy iemand is weergebore? En mense hou nie van hierdie, deur die vrug wat hulle dra. Jy kan nie sê jy sal vir 40 jaar gelowige, en jy het nog glad nie in Christus se beeld geherskep of gevorm geword nie. Nie teen volle nie, as al glad nie groei plaasvind nie, van wat getuig dit gewoonlik? Valse redding. Maar weet julle wat is vir my amazing vandag, is dat ek glo meeste van julle wat hier is weergebore. Maar mag ons dit dan vasmaak in ons harte, geloofsekerheid verkry, dat Christus wat teen volle mens was en teen volle God was, dat hy jou sonde op hom geneem het, en sodoende dat jy nie meer hoef te leef asof die kettinge jou vashou nie. En as ek miskien vanoggend mag vra, en ek gaan my eie hand opsteek, en ek hoop julle het die vrymoedigheid, want hierdie dinge beteken iets vir jou, om ook voor te bid. Wie voel tans dat daar kettinge van die verlede en van die sondige vlees jou partykeer terughou? En ek weet, dit doen met my. As jy vanoggend voel dat dit nie doen nie, mense, dan jok jy vir jouself. Nee, miskien moet ek 2 hande opsteek. En miskien as my vingers ook hande gehad het, hulle ook opsteek. Maar Christus het dit gebreek, weet julle hoekom? Want hy was die ewige offer, en hy is tans die hoëpriester. En wat vir my so mooi is, al doen ek vandag sonde, niks kan my skei van die Vader, as ek in liefde hom nader met groot dankbaarheid en vir vergifnis vra nie. Met 'n hart wat wil verander en 'n lewe wat wil meer gehoorsaamheid toon. En dan wil ek net voordat ek vanoggend afsluit, en ek wil net hierdie met julle deel. Mense, mag ons hierdie Jesus, dit klink nou vreemd, verkondig. Dat mense besef, vers 18 sluit af met, want deurdat hy self onder versoeking gelei het, kan hy die help wat versoek word. Nie 'n Christus wat daar ver is, en hy het niks in gemeen met ons nie, maar 'n Christus wat gelei het soos wat ons lei. En ek wil vanoggend ook vir julle sê, dat elke keer wat jy bid, en al het Christus, dit klink nou vreemd, byvoorbeeld nie kanker gehad, of nie deur daardie gegaan het waardeur jy gaan spesifiek nie, het hy dit gedra op hom aan die kruis. En sodoende kan jy met enige iets hom nader, en hy weet presies hoe jy voel. Is dit nie amazing om daaraan te dink nie? Hoeveel keer praat jy nie met jou huweliksmaat of met 'n vriend, en dan voel jy of hulle nie eintlik verstaan, en jy wil eintlik vir hulle sê, maar jy verstaan nie hoe ek voel nie. En al probeer hy verstaan, ek sien ons glimlag Jackie voor, hy verstaan ook min. Nee, Jackie, ek sien dieselfde bootjie, ek verstaan nie altyd nie. Maar dat Christus presies weet hoe jy voel.
En net hy is die kenner van harte, net hy is die trooster, en net hy kan verligting bring in daai aspek van jou lewe. Mag ons Christus verhef, deur hom ook in sy menslikheid raak te sien, die groot opoffering wat hy gemaak het, en mag die woorde aan die kruis wat gesê is, deur hom, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Mag dit ook die titel wees, die tema wees waarmee ons mense vergewe in ons lewens, sodat hulle ook vir Christus kan ervaar. Amen. Kom sluit die oë. Vader, waar ons nou in eenvoud na u seun se menslikheid gekyk het, Vader, mag vanoggend nie iets wees wat ons vir Christus minder gemaak het nie, maar eintlik deur hy wat as dienaar gekom het, mag dit groter en dieper Vader dra in ons harte. Vader, in dit dink ek nie een van ons staan onskuldig in ons hoogmoedigheid voor u nie. Want Vader, as Christus se dienaar kon wees, en soos wat die woord sê, dat hy vir 'n tydelike tydjie minder as die engele geword het, Vader, mag ons ook in onsself sterf. Dat hy gekom het en vir die gesterf het wat dit nie verdien het nie. Mag ons ook in daardie gemoed mense vergewe wat dit nie verdien nie. En Vader, sodoende vra ek, mag ons groei in die seun se kruisdood, mag ons groei in ons eie redding, en mag u vir elke persoon wat vanoggend hier sit, met 'n swaar hart, met skouers wat oorgelaai is met bekommernis, Vader, mag u daai gewig van hulle afneem, maar mag u dit vir hulle toon en wys, deur al wat hulle moet doen, is dit by u voete kom neersit. Vader, mag u vir elke persoon vanoggend hier dit duidelik maak, dat u die God is wat die onmoontlike moontlik kan maak. Dat ons nie moet ophou bid vir broers en susters wat verlore is nie. Dat hulle net nog aan die slaap en dood is in hulle weë. Maar Vader, ek bid ook hier vanoggend vir ons jong mense, vir die kinders, liewe Here. Vader, mag hulle 'n vinnige ontmoeting met u verkry. Mag hulle u liefde ervaar van jongs af, en van jongs af kinders van u word, volgelinge van die waarheid. En Vader, mag hulle eendag ook as leiers van die geloof met groot Godvreesendheid mense in groot wysheid en genade lei volgens u waarhede. Vader, u weet die wêreld raak soveel donkerder daar buite. En Vader, die houvas en die invloed van die wêreld op die jong mense is so groot. En Vader, mag ons vanoggend besef dat u seun se bloed ook genoeg is vir dit. En sodoende bid ons vir beskerming, ons bid vir die leiding vir die ouers, maar dan dra ek ook die ouers op vanoggend aan u. Vader, mag u hulle herskep en verander, dat elke jong seun en elke jong dogter Christus in hulle pa raak sien, en van vroeg af sien wie Christus is, en as hulle na hulle moeders kyk, Vader, mag hulle die gemeente sien. Mag hulle die liefde van Christus vir die gemeente en die liefde van die gemeente vir Christus ervaar daagliks by die huis. En Vader, mag u elke liewe ding wat elke huwelik tans miskien weerhou om in hierdie liefde te wandel saam met mekaar, Vader, mag u dit vir hulle toon, want dit sal altyd ongehoorsaamheid wees. En mag u daai onegthede uitbrand. Mag elke huwelik u seun reflekteer. Mag elke persoon in die seun se voete ook volg. Vader, ek vra al hierdie dinge in u heilige naam. Amen. Staan en ontvang die seën. Die Here is langs jou om jou in sy arms toe te vou. Die Here is agter jou om jou teen die aanvalle van die bose te beskerm. Die Here is onder jou om jou te dra as jy val. Die Here is binne jou om jou te lei met sy Heilige Gees. So seën die Here jou tot in alle ewigheid. Amen.